Geliefdes, vertrou, dit gaan sommer baie goed met elkeen van julle, pastoor Dion hierso. En ons leer die boodskap van die kruis saam. Gedagte wat ek vanmôre met julle wil deel, 'n stelling wat ek wil maak, is die Heilige Gees sal jou nooit in sonde lei nie, maar weg daarvan om heilig en onberispelik voor die aangesig van God te wandel. Daarom sal hy ons altyd oorlewer in die dood vir Jesus wil. En die kernskrifvers vanmôre is 2 Korintiërs 4 vers 11. En Paulus skryf en hy sê, want altyd, ek sê dit weer, want altyd, nie toe jy tot bekering gekom het nie, nou is deel van daai altyd. Altyd word ons wat lewe in Christus, né? Lewe gemaak deur sy kosbare bloed, lewe gemaak deur die oorwinning wat daar is in Christus Jesus. Lewend, halleluja, word oorgelewer in die dood om Jesus wil. Halleluja. Sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. Halleluja. Klink dit nie soos Galasiërs 2 vers 20 nie? Ek is gekruisig saam met Christus en ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. En die lewe wat ek nou lewe in die vlees, lewe ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Een van my gunstelingste verse in die woord van die Here. Galasiërs 2 vers 20. Want dis ons elke dag se geloof objektief in Christus Jesus en wat hy gedoen het. Die kruis moet ons geloof objektief wees. Ons roem moet daarin lê. Daarom sê Paulus dit so mooi en duidelik. Mag my roem in niks anders te wees as die kruis van Christus Jesus nie. En wat hy daarmee bedoel is nie dat sy geloof in die houtbalk is nie. Nee, dis afgodsdiens. Wat hy daar bedoel is dat sy geloof en vertroue rus op 'n voltooide werk. Sy geloof en vertroue rus in die krag van die naam van die Here, die krag in die bloed van Jesus, die krag van die kruis. Halleluja. Paulus plaas sy objektiewe geloof in die kruis vir 'n baie goeie rede, geliefde broers en susters, want dit is daar waar die sondige natuur sy mag verloor het oor jou lewe. Ek moedig jou aan om Romeine 6, Romeine 7 en Romeine 8, hoofstuk 6, hoofstuk 7 en hoofstuk 8 te gaan noukeurig bestudeer. En kom jy daar agter dat die objektiewe geloof moet rus in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. As ek praat van die kruis, praat ek nie van die balk nie, ek herhaal, maar ek verwys na die voltooide werk van Jesus. Ek verwys, halleluja, na die bloed, na die krag van die bloed, sy naam, halleluja. En dit is alleenlik te vind deur dit wat hy gedoen het vir ons aan die kruis. Hy het ons vrygemaak van die mag van die sondige natuur. Hy het ons gekruisig vir die vlees en hy het ons vasgemaak om as 'n nuwe mens saam met Christus Jesus te wandel. Romeine 6 vers 3. Jy sien, ons gehoorsaamheid aan God is direk eweredig aan die gehoorsaamheid aan die geloof. Soos ons vertroue en geloof daagliks, oomblik vir oomblik, rus in die voltooide werk van Christus. Die woord van die Here praat van 'n daaglikse kruis. Paulus verwys hier dat 'n daaglikse kruis 'n oomblik vir oomblik wandel is. Want ek en jy wat lewe in die Here word altyd oorgelewer in die dood vir Jesus wil. Dit beteken vir die wil van die Here om in jou lewe te geskied, gaan jy na die Gees moet wandel, en om na die Gees te wandel, gaan moet wat gebeur? Jy gaan moet gekruisig wees saam met Christus
en nie meer jy lewe nie, maar Christus lewe in jou. Romeine 6 vers 17, ek sluit hiermee af, maak dit so duidelik. Romeine 6 vers 17 tot 18. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sondige natuur was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En vrygemaak van die sondige natuur, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Halleluja. So hier is 'n groot waarheid wat soveel mense onkundig in staan. Dis hoekom Paulus sê, weet julle dan nie? O, julle onverstandige Galasiërs, weet julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, onder wie se oë Christus Jesus gekruisig is onder julle. Dit alleen wil ek weet, het julle die Gees ontvang, die kragtige werking van die Heilige Gees, om te kan vrug dra. Halleluja. Het julle dit ontvang deur die prediking van die wet, of deur die prediking van die werke van die wet, of deur die prediking van die geloof? Geliefde broeders en susters, hierdie is groot waarheid, groot duidelikheid en sleutel tot 'n oorwinning vir jou as 'n kind van die Here. Ons is maklik om te wys na die wêreld en hulle moeras van sonde. Maar geliefde broeders en susters, as ons geloof objektief nie gaan rus in dit wat Jesus gedoen het aan die kruis nie, as ons objektiewe geloof nie in die kruis van Christus gaan rus nie, gaan ek vir jou waarborg, die sondige natuur gaan onder die vlaandele en die bedekking van 'n godsdienstige vlees beweeg, en jy gaan in jou hart nie wandel na die Gees nie, maar jy gaan wandel na die vlees se bedenke gaan in vyandskap met God wees, en jy gaan God nie kan behaag nie. So vir Jesus wil, gaan jy moet regtig waar daagliks oorgelewer word, altyd oorgelewer in die dood, en dit is 'n werklikheid. Geliefdes, 'n wonderlike dag in die Here en vreugde, prys sy naam.